Terwyl hulle gaan sit, ons gaan saam lees uit Johannes 9 uit, as julle saam met daar wil oopmaak, Johannes 9. Ons gaan al van vers 1 af lees, maar voor dat ons nog enigstens begin lees, voordat eintlik nog enigstens 'n woord in hierdie gedeelte gepraat word, kry ons daar 'n man. Wil dit sommer, ons gaan nou van hom lees, maar ons weet hy sal daar, voor ons nog daarvan lees, is hy daar. Hy sit, miskien dalk op dieselfde plek waar hy nog al vir jare en vir jare sit. Langs die pad, naby die tempel, almal wat daar verbygaan, ken hom. Hierdie man is al van sy geboorte af blind, so hy het nog nooit 'n sonsopkoms gesien nie, hy het nog nooit sy eie hande gesien nie, hy het nog nooit die gesig van enige ander persoon in sy lewe gesien nie. Hy bestaan eintlik amper maar net. Hy is nou maar net daar. So half op die rand van die wêreld wat deur ander ingeneem word, op die rand van 'n wêreld waarin die res van ons leef. Maar dan in hierdie doodgewone songebakte oggend wat ons in hierdie teks onsself bevind, kom Jesus en sy disippels daaraan. En dan lees ons vers 1. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig, maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Ons lees eers net tot daar. Ons gaan vanoggend nou weer so 'n bietjie rondspring, nie vanaand. Die disippels kry hierdie blinde man daar in die stof, hierdie man wat hulle waarskynlik al voorheen gesien het, nie die eerste keer wat hulle hom sien nie. En wat hierdie man by hulle wakker maak, is 'n teologiese vraag. Is nie, dink ek, ons moet sien, 'n belaglike vraag nie. Dis 'n redelike goeie vraag vir hulle tyd. Waar kom, is ook 'n belangrike vraag vir ons tyd, waar kom swaar kry vandaan? Swaar kry in hulle koppe moet 'n rede hê. En die beste rede wat ons aan kan dink, baie kere die beste rede wat hulle aan kan dink, is sonde. Dit moet sonde se skuld wees dat hierdie man blind gebore is en nog altyd blind is. Hulle wil so of amper die kosmologie van hierdie man se swaar kry verstaan. Hulle sien 'n probleem, hulle wil hierdie probleem diagnoseer, want as ons hom diagnoseer, miskien dan kan ons dit regmaak. So die disippels sien 'n teologiese probleem. Jesus sien nie 'n teologiese probleem nie. Jesus sien 'n persoon. Jesus inteendeel raak nie eers aan hierdie teologiese vraagstuk wat hulle mee besig is nie. Hy sê nie van, dis 'n goeie vraag, kom ek dink bietjie oor waar kom swaar kry vandaan, kom ek verduidelik julle die agtergrond van swaar kry nie. Nee, Jesus kom hierin uit 'n totaal en alle ander invalshoek uit. Hy weier om hierdie man wat daar in die stof sit as 'n probleem te hanteer. Hy weier om hierdie man as so half 'n voorbeeld te gebruik in hierdie teologiese debat of as 'n voorbeeld van goddelike geregtigheid. Dit is nie wat Jesus doen nie. Inteendeel, hy kom en hy sê kom ons kyk na hierdie hele situasie vanuit 'n ander hoek. Kom ons kyk na hierdie man se blindheid, nie as die gevolg van ander mense se foute of sy eie foute nie. Kom ons kyk na hierdie man se blindheid nie as gevolg van sy maale se sonde of as sy gebore sonde nie. Kom ons kyk na hierdie situasie, na hierdie blinde man as 'n plek waar iets nou gaan gebeur. Kom ons kyk hierna as 'n geleentheid waar God se werke, God se plan in hierdie wêreld nou geopenbaar gaan word. En dan gebeur dit. En God se werke in hierdie geval is my ongelooflik, want dit draai so uit dat God se werk behels stof en spoeg in hierdie plek. Kom ons lees verder daarvan vers 6 af. Nadat hy dit gesê het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak.
die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam, wat as dit vertaal word, gestuurde beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Kyk, stop eers weer daar. Van al die maniere hoe Jesus hierdie man kon genees. Hy kon met hom gepraat het, hy kon hom aangeraak het, hy kon vir hom gebid het, maar wat hy kies is 'n vreemde manier. Hy kies die mees aardse, ongewone, oneerbiedige manier wat ons eintlik aan kan dink. Hy buig en hy spoeg in die stof. Hy vat daai spoeg en stof en hy meng dit met mekaar en dan smeer hy dit op hierdie man se gesig. Stof en spoeg, nie lig vanuit die hemel, een of ander wonderwerk, of groot, helder wonderwerk wat almal kan sien nie 'n engelekoor wat sing nie, stof en spoeg. Daar's iets van my vleeslik, iets aards hieraan. Die evangelie van Johannes, as julle nou terug gaan na Johannes 1 toe en julle gaan lees dit, begin dit by hierdie ongelooflike woorde. In die begin was die woord daar en die woord het kom vlees word. Vleis word. Nee, daar's 'n groot woord inkarnasie, wat beteken die vleis word van Christus, die vlees word van God. En dit is wat hier gebeur. Dis amper 'n inkarnasie, ek kan nie daai woord sê nie. Ek het geen idee om wat dit sê. Maar dit is 'n inkarnasionele woord. Nee, dis nie. Dis 'n vleiswoord. Dis soos 'n slagter amper woord. Die woord van God wat kom vleis word, wat in die stof kom kniel, kom spoeg en kom modder maak. Dis die lig van die wêreld wat sy hande kom vuil maak tussen ons. Ongelooflik. Dis amper Genesis. Die God wat vir Adam gevorm het uit die stof uit. Dis hierdie skepper wat weer kom kniel in die modder. Dis amper asof hy weer kom skep. Daai oorspronklike beeldhouer, daai oorspronklike pottebakker wat hier kom hervorm dit wat stikkend was, wat kom regmaak wat verkeerd is, wat kom lewe inblaas in dit wat kop. Maar hierdie keer is dit sig wat herstel word. En die klei of die modder gaan oor die oë. Dit skep nie uit niks uit nie, maar dit open nuwe kanse. En die man stry nie. Hy wil nie met Jesus hier redekabel oor enigiets nie. Hy vra nie vir tweede opinies nie. Hy sê nie, luister, ek gaan net gaan nog iemand anders hoor of is daar 'n ander plan nie. Nee, hy gaan. Hy gaan na Siloam toe, blind, met modder op sy gesig, lyk waarskynlik 'n bietjie belaglik, en dan was hy in daai bad van Siloam, en dan kom hy terug, en as hy terugkom, kan hy sien. In Johannes Evangelie lyk geloof baie keer so. Iemand wat iets effens absurds, effens belagliks doen, op grond van 'n woord van God. Dis hoe geloof lyk in Johannes Evangelie, en ek dink dis hoe geloof baie keer lyk in ons wêreld ook. Iemand wat iets absurds doen op grond van 'n woord van God. Kyk, kom ons lees eers verder, want daar gaan dan iets fout. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit tog nie hy wat gesit en bedel het nie? Die ander het gesê, dit is hy. Nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê, dit is ek. Hulle vra hom toe, hoe is jou oë dan oopgemaak? Hy antwoord, die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak en het in my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam en was jou. Ek het toe gegaan en my gewas en ek het begin sien. Hulle het hom gevra, waar is hy nou? Hy sê toe, ek weet nie. Hierdie man het 'n storie om te vertel en hy moet sy storie weer en weer vertel. En wat ons moet sien hierso is dat sy storie is ongelooflik eenvoudig, nê. Hy het nie hier 'n teologie
van verlossing nie. Hy kan nog nie regtig verduidelik wat beteken daai woord inkarnasie wat ek nou ook gebruik het nie. Hy het nie 'n verduideliking van wie Jesus is en hoe Jesus eintlik God is nie. Inteendeel, hy weet nie eens waar Jesus is nie. Hy weet net een ding. Wat hy weet is, ek was blind. Jesus het modder op my oë gesit. Ek het gewas en nou kan ek sien. En dis genoeg. Dit is sy hele evangelie. Geen diep verduidelikings nie, geen diep teologie nie. Ek was blind, daar was modder op my oë gesit, Jesus het modder op my oë gesit en ek kan sien. En hy hou aan om dit te sê. Maak nie saak wie dit van hom vra nie. Maak nie saak hoeveel keer hulle van hom vra nie. Hy sit nie allerlei stertjies aan die storie. As ek die storie vertel het, was dit 'n wonderlike storie van hoe ek great geloop het en skoon gekom het. Hy beskerm homself nie. Hy vertel net die waarheid. Dood en eenvoudig. Maar die godsdienstige leiers is nie tevrede met hierdie eenvoudige waarheid nie. Die fariseërs en die skrifgeleerdes sê, nee, maar dit kan nie wees nie, want dit pas nie binne in hulle kategorieë nie. Lees. Hulle neem toe die man wat voorheen blind was na die fariseërs. Die dag waarop Jesus die modder gemaak en sy oë oopgemaak het, was 'n Sabbat. Die fariseërs het hom toe weer gevra hoe hy begin sien het. Hy het hulle geantwoord, hy het modder op my oë gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Sommige van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die Sabbat nie. Ander het egter gesê, hoe kan 'n sondige man sulke tekens doen? En hulle was verdeel. Hulle sê toe weer vir die blinde man, wat sê jy van hom, aangesien hy jou oë oopgemaak het? En hy antwoord, hy is 'n profeet. Die Jode het egter nie geglo dat hy blind was en begin sien het nie, totdat hulle die man wat begin sien het, sy ouers geroep het en vir hulle gevra het, is hierdie man julle seun van wie julle sê dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Sy ouers antwoord toe, ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë oopgemaak het, weet ons nie. Vra hom, hy is oud genoeg, hy sal vir homself praat. Dit het sy ouers gesê, omdat hulle bang was vir die Jode. Die Jode het naamlik reeds ooreengekom dat as iemand hom openlik as die Christus sou bely, hy uit die sinagoge geban sou word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vra hom. Die fariseërs so bietjie in die moeilikheid hierso. Aan die een kant het iets beslis gebeur. Hier's 'n man wat blind was van geboorte af en nou kan hy sien. Aan die ander kant het dit op die Sabbat gebeur en die teologiese raamwerk wat die fariseërs vir hulle gebou het, sê is daar nie plek in daai raamwerk. Is daar nie plek vir 'n God wat gesond maak op die verkeerde dag nie. Daarom vra hulle hierdie man, ondervra hulle ondervra sy ouers, en sy ouers bang om uit die sinagoge gejaag te word, sê, hy is oud genoeg, vra hom, ons wil niks meer uitwaai nie, ons weet nie wat gebeur het nie, ons was ons hande amper in onskuld, soos Pilatus later sou doen. En dan roep hierdie skrifgeleerdes hom terug. Hulle het toe die man wat blind was, 'n tweede keer laat roep en vir hom gesê, gee aan God die eer, ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Hy het toe geantwoord, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien ek. Hulle het toe vir hom gesê, wat het hy met jou gedoen? Hoe het hy jou oë oopgemaak? Hy antwoord hulle, ek het reeds vir julle gesê, maar julle het nie geluister nie. Wat wil julle weer hoor? Julle wil tog nie ook sy disippels word nie? Hulle het hom toe uitgeskel en gesê, jy is 'n disipel van daardie man, maar ons is disippels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Die man het hulle geantwoord, wel dit is verbasing. Julle weet nie waar vandaan hy kom nie, en tog het hy my oë oopgemaak. Ons weet dat God sondaars nie verhoor nie, maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, verhoor hy hom. Van die begin van die wêreld af het niemand nog ooit daarvan gehoor dat iemand die oë van 'n blindgebore persoon oopgemaak het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle het hom geantwoord, jy is heeltemal in sonde gebore en probeer jy ons leer?
en hulle het hom uitgeban. Een ding weet ek kan sien. Een van die ongelooflikste sinnetjies vir my in die hele Bybel. So dood eenvoudig, ek weet nie wie hy is nie, ek weet nie waar hy vandaan kom nie, maar een ding weet ek kan sien. Die skrifgeleerdes, hierdie ouens wat in beheer is van die teologie, hierdie ouens wat in beheer is van die tempel, hulle tradisie, hulle stem, hoe hulle daaroor dink, en hulle weet wat hulle weet, niks van dit kan verby hierdie kom nie, niks van dit kan dit oortref nie. Net een ding weet ek kan sien. Hierdie niemand wat langs die pad in die stof sit, ontmoet hulle sekerheid met sy sekerheid. Hy ontmoet hulle sekerheid met 'n sekerheid wat nie van hom af weggevat word nie en sy gekan word nie. Die getuienis van sy eie ervaring. Ken hom nie, weet nie of hy 'n sondaar is nie. Een ding weet ek was blind en nou kan ek sien. Hulle probeer hom boelie. Hulle probeer vir hom sê, luister maar, hierdie ou kom nie van God af nie, hierdie ou is 'n sondaar. En vir iets ongeloofliks gebeur, hoe meer hulle druk op hom sit, hoe meer hulle vir hom probeer sê, luister maar, jy kan nie reg wees nie, hierdie ou kan nie reg wees nie, Jesus moet 'n sondaar wees. Hoe brawer word hierdie man, hoe harder praat hy. Mens moet eintlik hierdie stuk sien in die sarkasme waarin Johannes dit geskryf is. Johannes maak dit duidelik in hierdie teks, dat die Fariseërs eintlik absurd is. Ek sê vir hulle, hoe kan julle nie sien nie? Hoeveel keer moet ek dit nog vir julle sê? En omdat hy eintlik so absurd maak, jaag hulle hom weg. Jaag hulle hom uit die tempel. En in daai oomblik vind Jesus hom. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgeban het. En toe hy hom raakloop, het hy gevra, glo jy in die Seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is hy, meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy kyk na hom. Hy wat met jou praat, dit is hy. Toe sê hy, ek glo, Here. En hy het hom aanbid. Kyk hoe hy gegroei in sy belydenis. 'n man genaamd Jesus, dan sê hy is 'n profeet, en hier staan daar, ek glo, en hy het hom aanbid. Dit is my ongelooflik, hierdie man wat daar staan, Jesus vra vir hom, ken jy die seun van die mens? Hy sê, ek wil hom ken, waar is hy? Jesus sê, jy sien hom, jy kyk vir hom. Hierdie man wat blind was van geboorte af, is nou die een wat beter kan sien as al hierdie skrifgeleerdes. Hierdie man wat altyd blind was, wat nog nooit kon sien nie, sien nou beter as al die leiers van Jerusalem. Hy sien die seun van die mens. Hy het gesien en hy het geglo en hy val neer en hy begin aanbid. Die enigste mens in die hele evangelie van Johannes wat dit doen. Hy is die enigste mens in die Johannes evangelie wat Jesus aanbid. Die man wat in die stof op sy knieë blind begin, eindig op die stof, in die stof op sy knieë, maar besig om te aanbid. Stof en spoeg en lewe verander alles vir hom. En dan draai Jesus na die Fariseërs toe, waar daar naby staan en hy sê vir hulle die volgende. Terwille van 'n beslissing het ek na hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, kan sien, en die wat sien, blind kan word. Harde woorde. Van die Fariseërs wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is tog nie ook blindes nie. Jesus het vir hulle gesê, as julle blind was, sou julle geen sonde hê nie, maar nou sê julle, ons sien. Daarom bly julle in julle sonde. Alles word omgekeer. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, verander alles. Die tragedie is, dat die Fariseërs is nie slegte mense nie. Daar is niks eintlik inherent fout met die Fariseërs nie. Ek weet ons dink baie keer dit is, maar hulle is eintlik goeie mense. Die probleem met die Fariseërs is dat hulle so seker is, dat hulle alles weet. Hulle is so seker, dat hulle klaar alles duidelik sien, dat hulle nie hierdie geskenk van sig, wat God vir hulle wil kom gee, kan vat nie. Hulle is nie blind nie, maar hulle oë is toegemaak.
hulle maak hulle oë toe. Hulle het nog nooit in die stof gesit nie, hulle het nog nooit toegelaat dat iemand modder op hulle oë smeer nie. Hulle het nog nooit effens belaglik gelyk vir die geloof en gewas in die hoop dat iets gaan verander nie. Hulle was nog nooit desperaat genoeg om gehelp te word nie. Dink, ons is in lydenstyd, ons is sterk op pad Paasfees toe. En Paasfees, of die lydenstyd, is die tyd waarin ons in die kerk doelbewus ons eie blindheid moet onthou. Doelbewus iewers weer bietjie in die stof moet gaan sit en sê, Here, ons het nodig dat U ons oë vir ons kom oopmaak. Here, ons het nodig dat U vir ons wys dat ons sien nie alles duidelik. Ons het nodig om onsself bietjie oop te maak vir hierdie genade, hierdie geskenk van sig wat God vir ons wil kom gee. Op 'n manier is die vraag van die Johannes Evangelie, wat hy altyd vir ons vra, nie net hier in Johannes 9 nie, wie is Jesus vir jou? Dis die vraag wat daai blinde man moet antwoord. In die begin Jesus, dan 'n profeet en uiteindelik aanbid hy. Elke ontmoeting met Jesus, elke oomblik van eerlikheid oor ons eie blindheid, elke keer wat ons iewers, ten spyte van hoe belaglik dit lyk, gehoorsaam is aan God, word ons oë stuk vir stuk oopgemaak, sien ons iets meer raak van wie God is. Wat sê dit beteken vandag vir jou, is die vraag van Johannes, om modder op jou oë gesmeer te hê. En as jy sou gaan was, wat sou jy raak sien? Wat sou jy sê as jy die waarheid moes vertel oor jou ervaring van genade? Sou dit eenvoudig en eerlik gewees het? Selfs al is al die skrifgeleerdes, al die geleerdes skepties. Wat beteken dit om in jou lewe te sê, een ding weet ek was verlore, maar nou is ek gevind, ek was blind, maar nou kan ek sien. Die lig van die wêreld is steeds besig om neer te kniel in die stof van ons lewens. Hy is steeds op soek na modder. Hy het nie belangstelling verloor daarin, of in die mense wat langs die pad sit nie. Hy is nie moeg daarvoor om oë oop te maak nie. Hy soek hulle wat uitgedryf is, en hy vra die vraag, glo jy? En dan elkeen wat die krag het, elkeen wat die genade het, elkeen wat bereid is om te sê, ja, sê jy, kyk vir hom. Jy sien, die een wat met jou praat, is hy. Stof en spoeg en lewe is hoe God na ons toe kom. Dit is waar hy by ons is. Mag hy ons oë, mag hy jou oë oopmaak in hierdie lydenstyd. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Vader God en Heilige Gees, Here, dankie dat U langs ons in die stof kom kniel. Dat U ons blindheid wil kom genees, dat U ons oë wil kom oopmaak, sodat ons sal sien wat waar is in hierdie wêreld, sodat ons U sal sien, Seun van die mens, en dat ons U sal aanbid. Here, dankie dat U Skepper God steeds met U hande in die modder besig is. Steeds skep, steeds herskep. En ons dan stuur in hierdie wêreld in. Here, help ons om gehoorsaam te wees. Help ons om te gaan. Help ons om te bely ten spyte daarvan dat dit soms belaglik lyk. Dat ons soms ook lyk soos 'n blinde man met modder in sy oë, wat strompel op pad na 'n dam toe of 'n bad toe waar ons kan gaan was. Here, help ons om in hierdie lydenstyd U en U waarheid en U genade raak te sien. Amen.